Maar ek wil julle net vertel, ek het maar arm groot geword, jy weet, ek kom daar uit die platteland uit en ons het 'n moerbei op die brood geëet vir pudding, maar dit was ons pudding. En ek het daai tyd het ek baie in die veld bokke bymekaar gemaak, jy weet. Eendag was ek daar besig om bokke bymekaar te maak en het begin reën, ek is aan die veld staan ook alleen en ek raak bietjie nat en ek kruip in 'n klipgat in. Ek wil nou daar bietjie sit en skuil vir die reën. En toe ek nou seker van die moegheid het ek aan die slaap geraak daar binne in die klipgat. En toe ek weer wakker skrik, toe is dit al sterk skemer, ek kan nou buitekant sien, is al sterk skemer en daar is toe 'n trop bojane besig om nou vir die nag in te trek, om nou hier te kom slaap, dit is hulle plek toe. Toe besef ek nou, maar ek moet nou doodstil sit, want hulle sal my nou uit mekaar skeer, weet, ek is agter, ek moet tussen hulle deur, hulle sal my mors doodbyt. Nou sit ek maar doodstil, nou kom hulle in, jy weet, nou gesels hulle nog onder mekaar, jy weet, en hier's een wat nog 'n kindjie pak gee, en hier's nou een wat wil vry met 'n ander een, so pak hulle in, twee ou anties kom sit nou styf teen my agter. Hy ryk my soos 'n mens. Hy kan nie jy's ryk as daar nou snaakse ryke as hy. En hulle kom pak nou styf in en so sit hulle nat gereën, hulle stink man. Maar later is almal kom hom nou tot rus en die stilte sak nou neer en die klomp bojane raak in die slaap. Ek sit nou maar doodstil. Later hoor ek 'n bojaan se maag maak so goem. Goeie. Kerels. Maar daar kom 'n ryk op. Wie chloroform, hy wil jou uitsit. Wie ek sukkel net om my kop so bo die walm uit te kry. Want ek voel ek sal nou dood van die ryk. Toe ek sukkel nou met daai in toe maak, hier so ou antie se maak goem gooi sy. Maar dit vrat. Soos eentjie in skerpioen wat nou vrat is, jy weet so daai ryk. Jy kan nie lewe nie, ou broer. Ek sukkel nog so om asem te kry, so klein bojantjie. Goem kik gooi so fratjie. Yes, maar hulle slaap deur alles, maar daai heel grot is later so 'n blou walm in. Hy hang so oor die bojaan. Jy kan nie lewe nie. Maar hulle slaap. Ek dink later maar ek sal moet 'n plan maak en ek dink by myself, maar ek het mos self maragkool geëet. Ek gaan nou self energies tot. Maar nou voel ek toe by myself, ek moet hom nou so deur die surf laat loop, laat hulle nie kan hoor, dis 'n vreemde geluid, jy weet. Nou stoot ek hom so saggies so. Nou trek hy so tussen hulle in, maar kyk, daar het ek gehoor dat 'n bojaan kan Afrikaans praat. Toe daai vreemde klank so tussen hulle intrek, toe word hulle wakker, toe is hulle net so, so 'n groot bojaan klap so 'n kleintjie bo van die klip af. Hy sê, jy moet die sit skyk soos 'n mens. Nou ja, ons was arm soos ek sê, weet, ons het wintertyd nie treie gehad die antivries gedrink vir die kou. Zwaar gekry, Windowline en Coke gedrink, dat is ook aan blink. Siek geworden in die wintertyd, maar die lekkerste van daai tyd was om bokke op te pas. En ek het saam met 'n ou oom bokke opgepas daar in die berge. Sy naam was Plooie. Nou kyk, ek wil eers vir julle sê, die oom was nou nie van die mooiste nie. Jy kry mos dof lelik, dan kry jy duidelik lelik. Nou, hy was duidelik lelik. Kyk, hy man was van die Plooie, dat hy gelyk het soos 'n sopbord vol derms. Maar hy het die wêreld geken en hy het die diere geken en het my vreeslik baie geleer van die veld. Hy het maar van die lelik gepraat, ek onthou nog hoe hy onder die kraas gelê het. Dan lê hy so op sy rug 'n bietjie in rus met sy hande so agter sy kop, dan speel die bojane bo op die kraas. Dan sien ek hulle dat hang die klein bojantjies aan hulle voete hier oor die kraas, dat ek aan die ou sien, hulle maak hulle bang met die ou. Dan draai die bojantjies so in die lug om en hulle skree so bang as hulle vir die ou. Maar soos ek sê, 'n wonderlike ou man gewees. So vertel hy my toe eendag, as ek ooit in 'n bobejaan vasloop, dan moet ek net doodstil opstaan. En ek stap so eendag met my stok so agter my nek en my arms hang nog so oor die stok. En ek loop so om 'n resentjie bos en ek stap my in 'n bojaan mannetjie vas. Maar ek skrik my melk weg. Ek bly staan net so dos en nou kyk ek op in sy gesig. En ek onthou die oom het gesê, ek moet nie 'n geluid maak, ek moet net doodstil staan. Nou kyk ek die bobejaan en dan kyk die bobejaan vir my en dan kyk die bobejaan. Maar later wees hy so na ieder wat, as ek moeg jong, die bobejaan maak sy kop veel, knip hy sy oor so, roer sy kop veel so. En maak hy,
En later dink ek, maar nou kan ek nie langer staan nie. My bene is te lam. En ek skree net jou oel. En ek vlie om maar toestorm hy bojame. En ek rol so vinnig ek kan, maar as ek omkijk, as jy net die kon val, hy bojame die kraas so af. Hy rol so deur die bosse en die takke. En hy ja my maar rol so hard soos 'n sanasieve kind kou. Die klere is geskeer soos ek deur die bosse gaan en ek rol tot by ontplooie hier waar hy onder die klip sit, maar toe die bojaan om die hoek kom en hy sien vir ontplooie, het hy net so een lang skyk gegee en hy vlie om, maar toe hol hy. En die oom sê vir my, jong, wat het jy dan nou gemaakt? Ek vertel hem die hele story, hoe ek voor die bojaan gestaan en hoe ek moe geword het. Ek het nie beweeg, net soos hy gesê het. Maar toe skree ek, oel. Toe sê die oom, jong, maar dit moet jy nooit doen nie. In bojaantaal beteken die woord, die lelike woord, die FU. Jy moet nooit die woord gebruik nie. En ek sit so 'n bietjie en ek dink oor die saak, maar ek is so moeg. Maar ek dink die bojaan moet 'n les geleer word en sommer nou. En ek vra aan my koszak. Daar kry ek hom nog 'n stuk wors. En ek steek die wors voor in my broek in. Trek my broek op en ek vra die oom se knipmes en ek vat my knipmes en ek stap. En ek soek hy bojaan. En dan my lankie te loop ek om weer raak. Net die op 'n kraas sit en ek gaan staan voor hom. En hy kyk my weer so. En ek gooi van my een knipmes. Nou sit hy met die knipmes. En ek het my knipmes. Nou sny ek so in die lug met my mes. Dan sny hy ook in die lug. Hy maak nou net soos ek maak. Dan steek ek so met die mes. Dan maak hy ook so steek met die mes. Die bojaan naap nou vir my. Ek sien het. Ek sny so in die bos. En sny ek so in die bos. En toe hy my nou lekker namaak. Toen maak ik mijn broek op en ik haal die worst uit en ik snij die worst af. En op plain Afrikaans zei die bojaan van mij, jou oel. Nou, die man wat ik nog net van gepraat heb, en wat ik nog de hele tijd van jullie van stories vertel. Hij zei van mij, die dieren, hij heeft mij een keer zulke verzinsels gehad, goed opgemaakt. Hij zei die dieren, het ook een kroeg, een bar, daar in die veld. Die ding se naam is Bosluispieper. En daar komt drink hulle. Nou soos enige kroeg het die dinge karakter. Jy weet die rowwe manne, die groot manne, die drink hier een kant, renoster, olifant, leeuw en tier. Die manne sit hier by die harde goed, hulle drink ook die sterk drank. Dan nou so die kant toe is nou soos die klein diertjies, die jakkassies en die haasies en die erdmanne en die graaitjies. Hulle drink nou so sakwyn, hulle drink goedkoop wyn, hulle hou vir hulle op hulle plek. Dan nou die insekte sê, die sit heel op die punt. Hulle bestel net 'n druppel soetwyn. Jy weet, dan pak hulle so 4-5 man nou aan 'n druppel en sit sy hulle nou vir hulle so dronk. Dat hulle moet mens kry om vir hulle huis toe te gaan. Nou sê hy, nou sit drink dit my elke aand so. En jy weet mos hoe maak drank, man. Drank is mos 'n nare ding. Jy wil mos altyd iewers heen ry as jy gedrink het of jy wil beklei of iets. En die aand, toe sê renoster vir hom olifant. Olifant, kom ons loop jong, en hulle slaan as 'n mens. Kom ons loop soek iemand om te slaan. Ja, sê olifant, hy is ook lus om iemand te slaan. Hulle sien hem dus seker nie vir mekaar kansie. En hulle sê uit, maar nou is hulle rof, jy weet, hulle vat nog die laaste dop en hulle sê uit en nou stap hulle. Maar hulle weet, Hasie werk op die spoorweg. Hasie werk nachtdienst en dat is nou omtrent Hasie se tyd om werk toe te kom. En dan stap daar af in die veldpaadjie en ja nee, hier kom Hasie, vleet. Met sy kosblikkie in sy hand. Met sy 4 marmite toebroodjies en sy bordjie koffie. Hasie is 'n vriendelike man. Hy loop vir Hasie by. Hulle sê, naand om, sê Hasie. Hasie? Hulle kyk mekaar so, maar hulle het nou voor die tyd besluit. Hulle kan hom nie die man byloop of skop en slaan nie. Hulle moet hom 'n vraag vra. En as hy nie die vraag geantwoord, dan moet hy pak kry. Dus er was net so, Hasie, waar is jou hoed? Hasie sê nie om ek het die hoed, man. Hulle vat daai haas en hulle slaan vir hom. Kyk, hulle het hom nie net geslaan nie, hulle het hom gemoeg. Wie? Sy kop is vol knop en hy is in die stof en so onder die skop en die slaan deur. Kom Hasie dan uit. En hy hol so in weg en hy kruip in 'n erfvergat. Maar olifant haal hom uit met hom se pype. En hy sleep hom uit en hy slaat hom nog verder. Arme Hasie lê, hulle los hom vir dood. Kosblik spat daar in 'n klip, die toebroodjies by deur die lug. Kosblik is die koffiebottel stukken. Hulle los vir Hasie en hulle loop weg. Nou is hulle vreeslik ingenome met die man, die haas wat hulle so pak gegee het. 2 dae, 3 dae gaan verby. Sit die manne weer in die aand.
Daar bij die bosvlees. En hulle drink. En hulle raak rof. Hulle wil weer een man opstaan. Hulle gaat nou weer een man zoeken. Maar toen er iets stond, toen zei wel die man wat hulle moet pakken is Hasie, want Hasie slaan hem lekker. Nee, zei Olifant, maar ons gaan ons nog niet weer voor hem vragen. Van zijn hoed. Wat vragen ze maar nou die slag? Nee, zei Renoster, kijk, als ons nou bij hem komt, dan vragen ze voor hem een sigaret. En als hij sigaret heeft, dan zei ons, nee, ons wil plein gaat het. En als hij plein heeft, dan zei ze, nee, ons wil filter gaat het. Maar ons er iets krijgt, en als hij die heeft, dan krijg je. En daar staat het. Maar dat is nou raf, ja. En dan zoek van Hasie komt nou hier af weer werk toe, maar Hasie is hier een man wat in die werk gaat blijven. Hasie gaat af en gaat het afziek, maar Hasie is in binnen, zijn kop is toegedraaid, de sneeuw is zijn nek. Hasie is haar als kool uit, zoals een brandziek ding. Hasie is zeer gekregen. En hier komt Hasie met zijn gedekte. Kostrommeltje, jij die nou koffie bij je, nou pinkmelkje en een kaasje. En hij is net blik voor tweet, maar mijn toebroodjes, die blik is te veel gedekt. Nu komt Hasie omhoog en Hasie schrikt toe en alles steekt vast. En dan als ze zei, Hasie, ons zoek een sigaret. En die tijd zie je Hasie met al twee aan, plein en filter. En hier staan die twee mannen, die olifant in de renoster. Nou weet je wat om te maken. Hulle kijken elkaar zo en hulle kijken elkaar zo. Ze zeggen Renoster, Hasie, jij hebt alweer je hoed op.